Dalk is dit ons loopbane, dalk is dit omdat ons baie langer lewe, maar mense beleef deesdae dinge waarvan hulle nooit sou droom voorheen nie. Ek kry al hoe meer die geleentheid om met mense te praat wat onder normale omstandighede nie 2 keer in my rigting sal kyk nie, of wat ek in my normale omstandighede nooit sou raakloop nie. Ek was byvoorbeeld nog nooit by iets soos Nampo nie. Toe ek klein was, het ek elke vakansie op Wellington by my ouma gaan kuier. En 1 of 2 keer 'n week het ons gestap tot in die middedorp om te gaan vrugte yoghurt koop of nuwe klere vir my papierpop. En dan stap ons verby die koshuise van die Huguenot College, ons stap verby Wellington se swembad en dan iewers is daar so 'n nou straatjie, dan draai ons regs en dan is jy in die hoofstraat. So stap ons weer eendag en die parkeerarea van die swembad is net sigbaar. Toe sê ouma, ek dink ons moet 'n nuwe pad probeer. Kom ons draai om. Ek sê toe, hoekom? Ouma sê toe, die Here het 'n plan met jou. Ouma kan dit nou nog nie sien nie, maar jy moet nooit, jonk of oud, by 'n plek kom waar meer as 2 wit bakkies geparkeer is nie. Iemand gaan vir jou slaan. Kom, ouma koop 2 yoghurts vir jou. En hier staan ek vandag. Niemand het my geslaan nie. Ek lewe nog en ek kan vandag sê, welkom by die praatjie waarvan die Suid-Afrikaanse landboubedryf vir jare al droom. Ek is gebore met bome en ook met die stad in my siel. Maar ek het eers in 'n stad gewoon as 'n volwassene. Klein tyd, lank terug, ek was 7 jaar oud, toe woon ons op Rebbe Kasteel. En onder in die dorp woon oom Sam en tannie Stini, so 'n lang huis, baie koelte, lang stoep. En kort dan bel hulle, dan sê hulle daar's hoenderpastei, dan ry ons onmiddellik. Hulle werf was vol bloekombome, sulke harde grond, baie gereedskap en hoenders. Ons eet sulke stukke goue pastei. Dis baie lekker en ek wonder nie vir 'n oomblik waar kom die hoender vandaan nie. En elke keer as ons klaar geëet het, dan sê tannie Stini, ons hoor nooit meer van ons dogter nie. Is nog net die seun wat kom kuier. En dan sê my ma, maar julle het nie 'n dogter nie. En dan huil tannie Stini. Dan vat my pa vir my en my klein boetie buitekant toe. Een keer toe kom ons buite, toe staan oom Sam daar met 'n hoender in sy arms. En hy sê toe vir my pa, kry gou die byl, hy's daar langs die garage deur. Ek vermoed niks, ek dog oom Sam speel bietjie met die hoender voor hy gaan hout kap vir die buiteoond. Maar hy sit toe die hoender op 'n houtblok en toe kap hy die hoender se kop af en die kop val en die pote maak so oop en toe, so staan die Vermeulen se hande as hy te lank geknie het. Ek het gegil aanhoudend en hard soos iemand wat alleen is op 'n paviljoen. En soos tannie Stini se dogter het ek nooit weer gaan kuier nie. En vandag eet ek nie hoender nie. Asof hulle besluit het, 'n klein dorpie se beproewinge is nie genoeg nie, toets die kind naweke ook. Maak my ouers, oral waar ons ooit gebly het, altyd vriende met mense buite die dorp, dat ons Saterdag en Sondag daar kan kuier. My ma sê toe op 'n dag, ons gaan Saterdag plaas toe. Ek dink toe, dis goed so, hulle 10-10-1 meer kos as ons, dit kan net lekker wees, en dit sal ook goed wees om hulle eend, hulle donkie en hulle perd te sien, soos oud McDonald se liedjie beloof het. Saterdag kom ons op die plaas aan, is 'n stowwerige affære, daar so 'n lang huis met 'n lang stoep, 3 bome wat lyk soos wanneer al die lekwarte gesteel is, 3 baie groot skure met sulke staal skuifdeure, 'n sement voor wat tussen die skure deurkom, en dan in die verte heining, dis al. Ons gaan kombuis toe, want ek wil sien of daar 20 of 30 melkterte op die tafel staan, maar daar's niks. Waar is die kos, fluister ek? Ons gaan wors braai, sê my ma. Waar is die wors, fluister ek? Ons gaan dit nog maak, lag die plaastannie. Ek kyk geskok na my ma kyk weg. Ons stap buitentoe, my pa en 'n vreemde man is besig om houtstoele uit te pak, maar nie onder die 3 bome nie, ook nie op die stoep nie, in die middel van nêrens. Ek sê toe, wie gaan daar sit?
Die tannie sê toe ons, hulle bring nou die komma. Ek sê toe, wat is komma? Sy sê, dis waarin ons die darmes gaan skoonmaak en ook die vleis gaan maal. My keel maak so gloep soos voor 'n groot opgooi. My ma tel toe my klein boetie op en sê, ons gaan kyk gou die vark voor hulle hom slag. Ek gaan toe dood, kom weer by 35 jaar ouer, ek skree toe, hoekom slag julle 'n vark, maar hard en uit asem, soos wanneer 'n oorlog begin, voordat jy kon wegkruip. My pa lag, hy sê toe, waar dink jy, kom vleis vandaan? Die slag, hy skree ek is woedend. Maar dis te laat. Iewers agter 'n skuur is 'n gil, dis harder en skerper as ons tennisjuffrou se. En toe kom daar 'n streep bloed in die sement vooraf. En toe kom daar plaaskinders uit alle rigtings. Hulle spring soos bokke en hulle lag en ek weet iets erger as varkslag gaan nou plaasvind. En toe kom 'n seentjie agter 'n skuur uitgehardloop en bokant sy kop met uitgestrekte arms hou hy 'n massiewe varkkop vas. Bloed loop so teen sy arms af en hy jaag die ander kinders met die kop en hulle hardloop in sirkels en skree. Ek skree nie. Ek fluister nie, ek grom. Diep en waansinnig soos 'n leeu, wat gaan aan? Hulle speel, lag die plaastuin, hy moet eers uitbloei voor hulle hom kan gaar maak. Hulle kook hom vir ure. Wie kook 'n kop? Bel mense mekaar en sê kom Sondag na kerk, dan eet ons 'n gesig. Ek is buite my 7-jarige self. Ek begin hardloop na ons kar toe, maar kry nie die deur oop nie. Nou hardloop ek in die vlaktes in en die kind met die kop dink ek speel saam en sit my toe agterna. En ek hardloop vinnig, maar die groot opgooi is hier en ek kan nie help nie. Die vet kind kots, skree die seentjie. My pa kom haal my toe, vat my stoep toe, sit my neer. Niemand praat met my nie, hulle gee net vir my water. Daar is toe 'n afkopvark, hulle gooi hom toe met kookwater en gooiingsakke om die hare af te kry. Later, toe staan darmes, toe staan maalvleis, toe staan wors. Ek praat nie, ek eet nie. En niemand lol met my nie, want hulle weet, die skade is permanent. 2 weke later, toe koop my ma vir my 'n klavier en vandag eet ek nie vleis nie. Ek is 8,5, ons trek Portewil toe. En my ma maak onmiddellik vriende met mense met baie seuns en 'n plaas naby 'n berg. Saterdag gaan kuier ons daar. En is lekker want hulle het meer kos as die varkmense. Ek is maar die heeltyd in die kombuis. Soos enige iemand wat te veel seuns gehad het, is die tannie maar breekbaar en stil, maar sy's vriendelik. En op 'n dag sê sy toe vir my, stap saam, Johannes gaan gou melk haal. Ek fluister toe, kom is die melk buite. My ma lag, sy sê dis 'n plaas. Ek stap agter Johannes aan. Johannes was die voorman en hy was vriendelik. Hy het altyd vir die ouer seuns wyn gegee as niemand kyk nie. Ek stap, hy het 'n silwer emmer en hy stap voor my uit na so 'n groot gebou toe. Binne-in is koeie. Ek skrik baie groot want niemand het gesê daar's koeie nie en jy kon hulle nie van buite af hoor nie en hulle is groot. En Johannes hurk toe by een en hy gryp na 'n tepel en melk spuit uit en dit maak so skuim in die emmer. En ek het geweet koeie het eiers, maar ek het gedog dis sodat jy hulle kan herken, nie om daaraan te vat nie. Ek kyk toe op en die koei is groot en daar sit so 'n groot vliegie voor op sy snoet, maar hy haal dit nie af nie. Ek het toe diep gegril en ek is terugkom bys toe en ek het nee gesê vir tee met melk en vandag drink ek nie melk nie. Eers jare later is ek weer terug na 'n plaas toe. En dit was vir wyn, dit was Landsrak en ons was op die stoep. En daar was later nog 'n plaas. Ek was soontoe met 'n dramagroep, want daar was 'n dam en akteurs swemkaal. Maar my ouma se tuin op Wellington was 'n plek van wonders en ek het dit oor en oor in my kleintyd beleef. En ek weet vandag nog wat kom uit die grond uit en hoe dit proe.
en hoe dit voel as dit nou net uit die warm son binne toe gebring is. Ek het dit nooit vergeet en agter my ouma se kombuis was 'n lang strook grond, dit was hulle tuin. En aardappels, patats, eie, wortels, kool, kropslaai, boontjies, ertjies, tomaties, pampoene, zucchini, groen russies, alles het daar gegroei tussen sweet peas en kappertjies. En heel agter het gehang aan bome, daar was perskes en kwepers en kojawels en suurlemoene en komkwarts en vye aan die bome en nartjieskil het gedroog op die doringdraad. Ons het organies, vars en gesond geëet sonder dat ons het geweet het. My ouma het niks uit 'n winkel uitgedra behalwe sjokolade, kaneel, meel, dippetidoe en kanariesaad nie. En my oupa het elke keer gesê, maar ons het nie kanaries nie as ouma die ligblou dosies uitpak. Dan sê ouma, want hulle mis in hulle kos. Dan sê oupa, nou hoekom koop jy die saad? Dan sê ouma, want dit is so goedkoop. En vir jare het daar 'n voëlkou gehang op die agterstoep en daar was 'n bakkie water en 'n bakkie saad en dit was al. Die res van die saad het ouma gegooi in beskuit. En vir jare en jare was dit die gewildste beskuit in Wellington. Niemand het geweet sy doen dit nie. En vandag is saadbeskuit hoogmode. Ek kook nog steeds al die kos wat my ouma gemaak het en ek maak dit presies soos sy. Maar dit proe nie dieselfde nie. Die kos is flou en dit arriveer in plastiek en dit is getoer. Dit is die heel jaar beskikbaar en dit hou baie lank. Dit hou tot as jy van oorsee af terugkom nog steeds. En supermarkte blus my eetlus. Ek loop deur die grootste winkels en sien niks wat my opgewonde maak nie. Daar's nie een nuwe kry wat skree, ek is nuut, probeer my, ek is gesog, ek is die een waarvan jy nog net gehoor het nie. Ek sien ook die klere en teksture dikwels nie, want 3/4 is in blokkies gesny of is gevries. Ek praat nie eers van die goed wat klaar gekook, klaar gemaak, klaar gebak, klaar gebottel is met handelsname op nie. Dit sien ek nie eers raak nie, ek en almal wat ek ken het kombuise. Ek praat van die goed wat jy kan optel en voel en ruik. Die vrugte en groente waarmee jy weet, jy en jou familie gaan 'n nuwe geskiedenis skryf. En ek ken al die kase. Waar is die nuwe kase? Waar is daai tipe kase waarvoor chefs en mense wat tyd het, ry na 'n dorpie of 'n verskaffer of 'n fees of 'n mark toe? 99% van ons werk en ons oorleef en ons gebruik die bietjie talent wat ons gekry het om 'n bydrae te maak. Iemand moet 'n plaas hier kom uitpak waar die miljoene hulle daaglikse voeding aanskaf, die 99%. Daar's 'n woord, plaaslik, wat niks met 'n plaas te doen het nie en ook alles met 'n plaas te doen het. Ek het al baie lank probleme met die woord. Want vir my het dit altyd gesê, ons moet nou maar klaarkom met dit wat ons hier het. Of het gesê, ons het nie nou vervoer nie. Of dit het gesê, dis nie vir ons beskore om meer te leer nie. Totdat ek vir Topsy Venter ontmoet het. Sy was die Jan van Kook uit die omgewing en sy was die moeder van Kook sonder resep. Ek het haar ontmoet in die begin van my loopbaan. Eers by die Wild Fig in Kaapstad, toe by Roggeland, buite Wellington en toe by haar eie restaurant in Franshoek. En Topsy het alles my verander. Daar was elke keer goed wat ek nog nooit gesien het nie. In bakke in die kombuis en in mooi bakke op al die tafels in die restaurant. Goed soos ryp persimmons of daai hoenderpoot sampioene wat jy in 'n boom se wortels afbreek of wyn sonder labels of kase met teksture en reuke waaroor jy nie met 'n vreemdeling kan praat nie. En groot boere, klein boere, nisboere, tuiniers, almal het gevraag en ongevraag by Topsy kussies kom los soggens. Daarin was klein oesies en eksperimente en blare met name wat geklink het asof Leipold nog lewe en groente of vrugte wat nie dieselfde gelyk is nie.
Hulle het nie dieselfde gelyk nie, hulle was nie uniformig nie, want daai mense het geweet, Topsy gaan daai goed voorsit, vandag nog aan niks vermoedendes, wat met groot nuuskierigheid weer huis toe sal gaan. Maar, soos wat plaaslike romantiese en 'n positiewe woord vir my geword het, so het dit weer verander, want Topsy is toe na die engele toe. En ons en die 99% van mense woon nie in Franshoek nie. Ons moet nog steeds tou staan by die groot kettinge met hulle boring kos en hulle alles produsiewe bestanddele en hulle absolute vrees vir 'n progressiewe beleid en hulle totale bereidwilligheid om nog steeds plastiek te verskaf. Maar daar is lig. Daar's min goed wat my so vrolik maak soos 'n wendermasjien op 'n Europese lughawe. Daar val nie chips of tronk chocolate uit nie. Daar val goed soos broodjies met sagte brie en warm sampioenpastye en vrugtetertjies uit. Hier in my eie land vind ek my vreugde in 'n padstal. Ek is Wena Nudee. Ek ry van dorp tot dorp die hele jaar na almal wat dapper genoeg was om my te nooi om te gaan sing. En oral is 'n padstal en ek hou stil. 'n Padstal sê vir jou onmiddellik wat is die probleme of die vreugdes van hierdie omgewing. Baie van hulle is useless, daar's net een ding, 2000 sakkies lemoene en miskien in die hoek 6 handgemaakte besems. Maar ander is oases, daar's groot tuisgebakte brode, sulke suurdeegkatedrale, wat elke goeie ding wat nog ooit gebeur het weer voor jou laat afspeel. Sulke groot goed wat jy met die hand kan uitsoek. Daar's koekies wat hardop skree, ek bevat botter. Daar is terte wat vir jou beloof, geen mens op aarde het slegte cholesterol of hartprobleme nie. Daar is neute uit die oorspronklike paradys. Daar is beskuit. Daar is handgemaakte seep met laventelblare. Daar's konfyt gemaak uit vrugte waartoe geen gewone sterfling toegang het nie. Maar buiten padstal in Franshoek weet ek en die 99% niks verder nie. Niemand vertel vir ons die waarheid oor organiese kos nie. Niemand sê regtig vir ons wat beteken free range nie. Is die wette daar word dit toegepas of noem elkeen sy goed net wat hy wil? Moet ons die kospers glo of die joernaliste? Maak hulle 'n draai op die plaas en kyk wat gaan aan of skryf hulle wat hulle lees op die internet? Alle aardappels in 'n winkel, sy naam is aardappel. Daar moet tog baie variasies wees. Hoekom mag ons nie lees wat is daai aardappel sy regte naam nie? Hoekom kan ek nie 'n winkeltomatie ruik nie? Is daar 'n voor die hand liggende rede of is dit 'n afskuwelike geheim? Is chemikalie regtig sleg vir ons of is dit broodnodig om te boer sodat jy die biljoene op aarde kan voer? Is die aarde se agteruitgang regtig so erg of hou joernaliste net van massa-hysterie of is ons regtig in gevaar? Is daar op hierdie aarde net 3 allergieë? Hoekom waarsku hulle ons op alle pakkies net oor neute, suiwel en gluten? Wat moet ons regtig weet? Is dit net mode? Is suiker regtig sleg vir ons? En indien dit wel is, hoekom is daar suiker in alles? Baie mense beskuldig my daarvan dat ek die heeltyd maak asof oorsee beter is. Hoekom bly ek nie net daar nie? En dit is die waarheid dat ek elke los oomblik in Europa is, want dis waar my familie is en my peetkinders. En dit is waar my behoefte aan argitektuur en kuns en geskiedenis bevredig word. En dis waar ek elke liewe dag vir my broer vra, wat is daai? Ek sien kos en bestanddele wat my mal maak, wat ek nog net in boeke gesien het. En ek sien goed wat ek gehoor het is wel beskikbaar in Pretoria se boeremark. Maar ek is 'n sanger. Geen sanger op aarde staan 5 uur in die oggend op en gaan mark toe nie, ek kan nou net kom lê. My broer Erik woon so 15 minute buite Nantes in 'n village en 15 minute verder is die familieplaas. Dis 'n perdeplaas sonder perde. Dis net vir kuier, maar op pad soontoe hou jy omtrent elke 3 minute stil by 'n plaashek. Daar staan 'n tafel met
eetbare blomme. Daar staan varsgebakte brode, 42 asperges en 2 bosse roketblare so groot soos palmtakke. By die volgende plaashek se tafel met 'n gaargebrande boer met 'n hoed wat hy geërf het, tuisgemaakte likeur, 42, stroopsoet arbeie, plaasbrood en een of ander potjie met 'n lewerpatee. Langs die rivier staan 'n stokou mannetjie met 7 palings, 2 salms en 'n mandjie hekelwerk. En al daai prentjies is tradisioneel en dit is fantasties en is broodnodig en dis sprokiesagtig en is totaal belaglik. Jy laai alles in jou kar want jy moet dit hê, maar dieselfde tyd vra jy vir jou, die wêreld is honger. Is daai storieboekboer die hele dag besig om te krap tussen sy 22 skilderagtige ertjielote of doen hy iets om die aarde te voed? Maar terselfdertyd eet jy van hand tot hand, van sy hand tot jou hand. Jy proe goed wat jy nog nooit voorheen geproe het nie. Jy beleef dinge wat jy nie kan glo nie. Jy weet daar's geen gif op daai boer se plaasie nie. 'n Europese plaas is so groot soos 'n hotelbed, so dis moontlik en hy het net een trekker uit die Eerste Wêreldoorlog. Maar hy's daar en jy voel veilig want jy weet môre, al kan jy nie verby al daai plasies ry nie. In die middel van die stad, 3 blokke van jou woonstel, is 'n massiewe mark onder dak waar daar van donkeroggend tot donker aand 6 dae van die week handgemaakte kaas en elke handgepoleerde pampoen beskikbaar is. En daar's nie een inkopiesak nie, jy bring jou eie. En dan staan jy daar en jy sien die mooiste vrugte wat jy nog ooit gesien het. En op die kussie sê dit Suid-Afrika. Maar jy in die 99% het dit nog nooit hier gesien nie. En daar's wyn wat sê Suid-Afrika, maar jy het dit nog nooit hier gesien nie. En daar's ook rugbyspelers wat sê Suid-Afrika, wat jy nog nooit hier gesien het nie, maar dit is 'n heel ander storie. Van die armste mense wat ek ken, het al van die beste kos wat ek nog ooit beleef het voorgesit. En van die eenvoudigste huishoudings het al die mooiste tafels gedek. En van die onbekendste restaurantjies het al die mees onvergeetlike disse tafel toe gedra. Of die tyd te min is, of die plek te klein is, of die geld te min is, daar is baie mense wat die besluit neem om die hoogste lewenskwaliteit moontlik te probeer bereik. En dit het niks te doen met 'n privaat vliegtuig, 'n strandhuis of ontwerpersmeubels. Dit het te doen met die besluit om alledaagse aktiwiteite te verstaan, om alledaagse roetines raak te sien as tydlose rituele, dit te erken en te huldig. Wanneer jy eendag besef dat die boom voor jou huis buitenskade weer ander kenmerke en eienskappe het, verskyn 'n ekstra wêreld vir jou. Wanneer jy besef wat 'n skade die vervaardiging van een paar jeans aan hierdie planeet aanbring, dan sien jy jou klerekas in 'n nuwe lig. Wanneer jy die regte smaak van 'n goeie produk sonder 'n laag fabriekskaas of onnodige goed of bevoederde geurmiddels proe, dan verskuif jou horison 1000 keer. Wanneer jy die geskiedenis van alledaagse voorwerpe soos 'n vurk of 'n tafeldoek wat fascinerende stories het, wanneer jy dit leer ken, begin jy verstaan, raak sien en waardeer jou plek en jou tyd en jou tydperk op hierdie planeet. Wanneer jy ontdek dat 'n vars krui 'n ete heeltemal kan verander en jy dit geniet, begin jy 'n hele nuwe lewe lei. Daar is baie van hierdie eienskappe en daarvoor het ons die 99% hulp nodig. Algemene kennis wat gereeld, vriendelik, kalm en eerlik aan ons oorgedra word. Ek weet, daar sit nou iewers 'n boer wat na my kyk en dink, jou moer man, ek het 'n helikopter. Maar ek het 'n verantwoordelikheid teenoor myself, my vriende, die 99% en my ouma. My ouma het my 'n ompad laat stap sodat ek vandag nog kan lewe.
en hier kan staan en die volgende sê, ons wil verstaan wat ons eet. Ons weet nie hoe alles werk nie. Ons wil opwindend eet, opwindende goed, wat verkoop word in papiersakke, wat van hier afkom, al is dit nou oor see, wat nuwe variasies het, kleurvolle, geurvolle, oulike goed, wat daar iewers op 'n plaas, nie hier waar die geld maak stories is, maar daar in 'n hoek gekweek word, op 'n stukkie grond, wat niemand arm maak nie, maar wat vir ons eenkant gehou word. Iemand moet vir ons wys, waar kry ons nou die goeie goed? Iemand moet vir ons help, om vir ons te wys, waar kom ons gesondheid en ons genot vandaan? Iemand moet kontak maak met die 99%. Stuur vir ons 'n video van 'n vriendelike boer, 'n vriendelike boer wat 'n kerkliedjie neerie, terwyl hy met moddervingers 'n sappige wortel uit hierdie planeet uittrek. Ons wil nie TV-programme kyk met aanbieders in kakie nie. Ons wil nie tydskrifte koop met advertensies met dorsmasjiene nie. Ons soek 'n landery in ons lewe. Iemand moet met ons kontak maak. Ons weet nie wie nie. Ons weet nie, is dit die media nie. Ons weet nie, is dit advertensiemense. Ons weet nie, is dit supermarkte of die agente of die unie of die advertensiemense nie. Ons weet net, ons soek die boer. Op die 3 dorpe waar ek groot geword het, was die grandste mense die dokter en die ryk boer. En hulle het niks gesê nie, maar ons het geweet, hulle hou ons aan die lewe en hulle moet dus beter weet as ons. En ons, as ons hulle raak geloop het, was ons geïntimideerd en gespanne, maar ons was hulle kliënte. En dit het aan hulle 2 goeders gegee, verantwoordelikheid en bedside manners. Goed of sleg, in hierdie veranderende wêreld, met geweld, met gevaar, met onsekerheid, met besluite, met onnosel gesag, met verkeerde besluite, met aanvalle en aanslae uit alle rigtings uit, moet elke mens sy verantwoordelikheid gebruik soos hy goed dink en sy bedside manner ontwikkel soos hy goed dink. Dit maak my baie ongewild op baie plekke, maar ek gebruik myne soos ek goed dink. En ek gaan nou groet. Ek is dalk volgende jaar by Nampo met 'n kosstalletjie. Vriende wat gereeld dit bywoon sê daar's berge, tonne deeg en nog meer vleis, maar daar's niks groente nie. En ek kantoor met spinasie. Baie dankie.